eintlik vra vanmôre. Ek wil eintlik hê ons moet onsself bevraagteken. En ek wil eintlik hê ons moet onsself ondersoek. En ons moet eerlik wees met onsself. Een van die dinge wat baie gevaarlik is, veral in die eindtyd waarin ons leef, is dat ons op 'n plek kom waar ons gemaklik raak en waar ons dink alles is oukei. En waar ons op 'n plek kom waar ons gemaklik voel, veral in ons geloofslewe. Want ons is Christene, ons is kinders van die Here, ons is gered, ons het ons hart en ons lewe gegee, ons het tot inkeer gekom, wat ook al, hoe ook al sê. Maar ek wil vanmôre oor 'n gedeelte preek wat ek al baie oor gepreek het, en ek sê altyd, dis my gunsteling deel in die Bybel, of my gunsteling versie in die Bybel. Ek wil net maak vir jou op in Galasiërs hoofstuk 2, en julle ken hierdie vers, ek preek baie hieroor. Maar ek wil vanmôre iets hier uitlig, en ek wil 'n paar vrae vra. En ek wil hê elkeen van ons moet onsself eintlik vanmôre ondersoek, en ek wil hê eintlik ons moet onsself 'n paar vrae vra. En ons moet eerlik met onsself wees. Op die einde van die dag, het help nie 'n mens blaf jouself nie. Het help nie jy lieg vir jouself, jy probeer jouself oortuig van iets. En dan op die einde van die dag mis jy die prys nie. En daarom bid ek dat die Heilige Gees vanmôre tot elke mens se hart sal spreek. Ons lees daar in Galasiërs hoofstuk 2 vers 19 en 20. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig. Ek wil hê, onderstreep daai vir jou. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. En ek wil vanmôre met ons iets baie ernstigs bespreek. Daar is iets wat ons doen, en daar is iets wat met ons gebeur, wat eintlik vir my 'n baie interessante verskynsel is. En ek praat nou met kinders van die Here vanmôre. Ek praat nou met Christene vanmôre. Ek praat met kerkmense, ek praat met wat ook al jy jouself wil noem. Dis net 'n vreemde verskynsel wat ek sien. Ons huil by die kruis. Ons kniel voor die kruis. En as ek praat van die kruis, praat ek nou van Jesus se volbringde werk, ek praat nie van die houtbalke nie. Geestelik gesproke, ons kniel by die kruis, ons huil by die kruis, maar as ons huis toe gaan, ons huil daar voor die kruis, met ons hart op ons hande. Maar as ons huis toe gaan, of as ons weggaan, of as ons uit die bidkamer uitstap, of as ons wegstap van daar af, dan stap ons weg soos iemand wat maar net 'n emosionele oomblik beleef het. Ons sal bid, Here, vat alles. Vat hierdie stryd, vat hierdie battle, Here, vat hierdie seer, vat hierdie dinge. Here, vat hierdie stryd, hierdie battle, hierdie oorlog, hierdie geveg. Here, ek gee dit oor vir U. Ons gaan kniel daar by die kruis, en ons gee dit. Maar, môre, dan beskerm ons weer alles. Dan veg ons weer van vooraf met alles, en oor alles, en met alles. Ek wil eintlik sê, ons vat dit weer terug. Ons sê ons behoort aan Jesus.
En ek hoor dit baie, ek behoort aan Jesus, ek is sy kind. Ek meen, wie van ons sal sê, jy is Jesus se kind? Wie is kan heilig, wie is kan ons besteek? Ons almal bely dit. Ek behoort aan Jesus. Maar baie maal dan kyk ons na ons lewe, dan sien ons niks lyk anderste nie. Niks het regtig verander nie. Ons hou maar net dieselfde aan en aan en aan en aan. Daar is nie 'n verandering nie, maar ek behoort aan Jesus. En dit is die vraag waarmee ek vanmôre eintlik 'n worsteling mee het. En wat ek wil hê, jy moet jouself eintlik ook vra, want as jy bietjie hieroor nadink, en dis die vraag, hoe kan ek dan dieselfde bly? En dis die titel vanmôre, hoe kan ek dan dieselfde bly? As ek daar by die kruis gekom het, as ek my lewe oorgegee het, as ek my lewe gekruisig het, as ek nie meer leef nie, maar Jesus leef in my, hoe kan ek dan dieselfde bly? Want as ons nou moet eerlik wees, dis moontlik om daar by die kruis te staan, en voor die kruis te kniel, en voor die kruis te huil, en voor die kruis te bid, en alles oor te gee. Maar dit is ook moontlik, alhoewel jy daar gestaan het, om nie daar te gesterf het nie. En dis wat Paulus skryf, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dan sê daar so, wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Dis maklik om die taal van oorgawe te spreek, broers en susters. Om te sê ek is oorgegee. Ek het nou gesing, en het is gesing, I surrender all. Ons sê dit. Ons sing dit. Maar weet jy wat, ons behou die reg voor. Ek wil sê, het jy al gesien op 'n bord, dan sê hulle ons toegang, wat reg tot toegang voorbehou. Ek behou die reg voor, broers en susters. Ek sê, ek het oorgegee, ek praat die taal van oorgawe, maar ek het die reg behou om selfbesit toe te pas, as ek dit nou hoogdrawend kan sê. Ek besit die reg om weet te kan besit wat ek wil besit, vashou wat ek wil vashou. Maar ek het gesê, ek het oorgegee. En dit is eintlik dit wat ek sê en dit wat ek doen, stem nie ooreen nie. Ek maak dit sommer probeer sê. En hierdie is 'n baie gevaarlike plek eintlik in 'n kind van God se lewe, want ons dink gewoonlik die gevaarlikste plek is rebellie. As ons rebelleer teen God, en dit is 'n gevaarlike plek as jy rebelleer teen God. Maar hoe gevaarlik is dit nie net om in 'n godsdienst te wees, as ek dit so kan noem? Ek wil eintlik sê om in 'n godsdienst te wees sonder 'n dood. Nou, as julle verstaan wat ek daarby bedoel, want wat sê Galasiërs 2? Ek is gekruisig. Hy sê nie net daar, ek het net my lewe verbeter nie. Ek het bietjie verander nie. Ek het maar net 'n paar aanpassingkies gemaak nie. Ek het 'n beter mens geword nie. Hy sê, ek is met Christus gekruisig. En dis nogal harde woorde. Ek is met Christus gekruisig. Weet jy, ons quoteer iets maklik en ons sê iets maklik en ons bely iets maklik, maar ons verstaan nie eintlik regtig die konsep daarvan of die diepte daarvan nie. As jy sê ek is met Christus gekruisig, as iets gekruisig is of iemand gekruisig is, in die eerste plek, dis 'n wrede dood. Dit is 'n dood sonder genade. Dis soos van dis 'n genadeloose dood wat plaasvind. Dit wil sê ek moet genadeloos en hard die ou mens laat sterf. Maar dit wat ek sê,
Geen simpatie nie. Met 'n kruisiging het hulle geen simpatie gehad nie. Ek gaan geen simpatie hê met die ou mens nie. Hy gaan sterf. Ek is met Christus gekruisig. En as hy gesterf het, is hy dood. Hy het nie weer teruggekom uit die dood uit nie. Hy het nie aangehou leef soos voorheen nie. As die ou mens dood is, is hy dood. Die ou ek, die ou mentaliteit, die ou karakter, die ou mens wie ek was, die ou manier van dink, die ou manier van doen, dis anderste, dis nie meer, dit is 'n hele nuwe skepsel. Hoe kan ons dan nie verander, en hoekom verander ons dan nie nadat ek my lewe by die kruis neergelê het nie? En kom ons wees maar eerlik. As ons eerlik moet wees, dan gaan ons met onsself en onsself ondersoek in, gaan sê, Here, ek bely, ek is oorgegee, ek het my lewe oorgegee, my lewe neergelê. Maar hoekom is daar dan nie verandering nie? Hoekom is daar nie verandering nie? Hoekom praat ek die taal, maar die daad is anders? En wat beteken my oorgegewe lewe dan werklik? Wat beteken dit dan? Dis waar ek nou gesê het, moet jy nie self blaf nie. Wat is er dan werklik? En ek wil eintlik net 'n hele paar verborre vrae eintlik hieroor. Wat ek eintlik myself wil vra, wat ek wil hê jy sê jouself moet vra, as jy regtig ernstig is met die Here, ek is eerlik met jou, ons moet op 'n punt kom waar ons 'n keuse moet maak, is ek ernstig met God of is ek nie? Ek wil eerlik met jou wees, vandag se tyd, dis vir my so, geloof het so kragteloos geword. Afgewater geword. Ons lewens het so gejaagd geword. En dan kyk ons in ons eie geestelike lewe, dan besef ons, Here, is ek werklik oorgegee? Ek sê, ek het oorgegee, maar ek fight I battle. Ek sê ek het oorgegee, maar ek leef nie so nie. Ek sê ek het oorgegee, maar dit wat ek sê, en dit wat ek doen, en dit wat ek bely, en dit wie ek is, en dit wie ek leef, en hoe ek geword, dis nie dieselfde mens nie. Ek het gesterf, maar die ou mens leef nog. En die eerste vraag wat ek wil vra vanmôre is, en dis eintlik wil ek sê, is konfrontasievraag. Waarom verdedig ek nog die dinge waarvoor Jesus gesterf het? Dis die eerste vraag. Waarvoor verdedig ek nog die goed waarvoor Jesus gesterf het? 'n oorgegewe lewe. En hierdie is 'n baie groot probleem in moderne, as ek dit so in aanhaling kan sê, moderne Christendom. In vandag se tyd. Ek kry op 'n daaglikse basis hiermee te doen. Hoekom wil ons lewe, 'n oorgegewe lewe wat aan Jesus oorgegee is? Hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek vir die Seun van God. 'n oorgegewe lewe hou op om sonde te beskerm of te verdedig of goed te praat of goed te keer of kompromie aan te gaan daarmee. 'n ou mens wat gesterf het, daar word nie meer gekompromeer met sonde nie. Die ou mens het gesterf, net soos wat 'n kruisiging genadeloos, en so was dit by die ou mense, of daai mense het hom gekruisig, en hy was net soos ek nou genadeloos teenoor sonde. Ek praat nie van, as iemand teenoor my gesondig om genadeloos teenoor hulle te wees, dit is wel, ek praat oor myself. Want ons verdedig dit waarvoor Jesus het gesterf aan die kruis? Een van die redes. Vir ons sonde. Hy het gesterf aan die kruis, sodat ek en jy vrygemaak kan word van die sonde. En dat ons vry kan lewe. Maar wat doen ons nou? Nee, die ou mens leef nog steeds. Die ou mens het gedrink, en gesuip, en gehoer, en geremoer, en gepaard, en gevloek, en geskel, en dan verdedig ons dit. Ons regverdig dit. Weet jy,
ek wil eintlik sê, party mense het nie die sonde gelos nie, of eintlik meer wil ek sê, hulle wil nie die sonde los nie. Want dit is 'n keuse. Hulle wil nie die sonde los nie. Weet jy wat doen baie Christene vandag? Hulle herverpak dit. Dis soos 'n reusable. Hulle herverpak dit en hulle versier dit weer mooi en gee vir hom 'n ander baadjie en gee vir hom 'n ander labeltjie en ons noem dit nou genade. Ek is nou onder genade. Jy kan my nie oordeel nie. Ek is nou onder genade. As die Here my nou nie hiervoor veroordeel, hy het dan gesterf aan die kruis, so ek het nou genade. So ek kan maar aanhou. Ek is onder genade. Dis wat die Bybel sê, moenie dit gebruik as 'n dekmantel vir jou sonde. Moenie genade gebruik as 'n dekmantel nie. Weet jy, ons noem dit nou genade, of ons noem dit, maar ek is mos nou vry. Ek het vryheid, wie sê jy om my te oordeel? Ek het vryheid. Ek kan dit doen, want Paulus het ook geskryf, laat iemand my oordeel in spyse van drank of van enigiets, want ek is vry. My vraag is net, jy as kind van God, waarom wil jy dit doen? Waarom wil jy dit goed praat? Waarom wil jy dit doen? Dis te sê, dat omdat Jesus daarvoor gesterf het aan 'n kruis, en die sonde is betaal, dat jy nou die reg het om aan te hou daarmee sondig. Dis wat Romeine 6 sê, sal ons in die sonde bly, sodat die genade meer kan word. Dan sê hy, nee, stellig nie. Weet julle nie dat julle wat die sonde, wat die ou mens afgesterf het, hy praat van Jesus, wat hy sê, ons is in sy dood gedoop. Ons is vrygemaak van die sonde. En dis die mentaliteit wat mense het. Ons is nou vry. Ek kan doen wat ek wil. Ons noem dit mos, of ons noem dit, maar dis my persoonlikheid, so gebore, so gelaat staan. Of ons sal sê, ons noem dit dalk 'n swakheid. Want dit is 'n swakheid. Wel, die woord sê ook vir my, dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van selfbeheersing. Hy het ook vir ons gesê, dat geen versoeking is te groot, wat ons nie kan weerstaan nie. Ons noem dit mos 'n swakheid. Ons het dit herverpak. Kom ons wees net maar eerlik. Ek wil nie met daai sonde breek nie. Ek wil nie met die sonde breek nie. So dit nou is dit 'n swakheid. Dis maar net 'n slegte gewoonte. Dis maar net my persoonlikheid. Of, die ergste is as mense vir my sê, dit is maar net 'n stryd. Ek sit met hierdie stryd. Okay, daar is 'n kere wat mense 'n stryd het, dat ek erken. Maar kyk, as jy nou al 'n hele paar jaar maar hy selfe stryd nou al staan, nog nie daag daarmee gedeel het, dan raak dit nou al 'n bietjie 'n gewoonte. Maar jy noem dit 'n stryd. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Ons het op 'n punt gekom waar ons nie radikaal, genadeloos die ou mens kruisig nie. Ons wil verdedig dit waarvoor Jesus gesterf het. En wat het Jesus gesê? Dit moet sterf. Laat die sonde nie in julle liggame heers nie. Jy moet sterf daarvoor. As Jesus in my leef, waarom verdedig ek nog dele van myself waarvoor hy moes bloei? Dit is dieselfde soos met, ek het dan die dag, toe was daar 'n hengse baie weer gewees. Ek het mos gesê, as 'n paar goed in Suid-Afrika waar jy nie mag preek nie. Jy mag nie preek oor drank nie, jy mag nie preek oor rook nie, jy mag nie preek oor gays nie, jy mag nie preek oor rugby nie, en jy mag nie preek oor, vir myself, weet jy, want as jy daai goeders aanraak, dan het jy nou issues. Waarom verdedig jy dit? Dis dit my vraag. As jy oorgegee is aan Jesus, waarom verdedig, ek wil, en wat sy ergste van alles is, dan sit predikante, wat sulke goeders sal verdedig. Van alle mense. Hoekom verdedig ek sonde? Ek herverpak dit net in 'n ander package. Mag vir jou paar Kolossense 3.
dit is met genade, ek is onder genade, weet jy, die genade, dit is net die genade, nee, ek is vry, jy kan nie vir my oordeel nie, ek kan maar hoer en remoer, ek kan maar alles doen, jy mag my nie oordeel nie, ek is vry, ek staan nie teenoor God verantwoordbaar, nie teenoor jou nie, broer, ja, dis die waarheid, maar besef jy wat jy sê, ons maar nie by persoonlikheid, dis maar hoe ek is, nee, dit is nie, dis juist hoekom jy die ou mens afgesterf het, om 'n nuwe persoonlikheid te kry, om 'n ander mentaliteit te kry, maar dis maar net my swakheid, ons herpak het maar net. Kolossense hoofstuk 3, kyk wat sê daar vanaf vers 5 tot vers 15. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgode diens is. Stop gou daar. Wat sê hy na heel eerste vers? Wat sê hy na heel eerste 2 woorde? Maak dood. Maak dood. Hy sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Nou praat hy, wat sy lede praat hy? Beteken jy moet jouself nog gaan doodmaak? Nee, dis nie wat hy sê nie, luister wat hy sê. Wat moet jy doodmaak? Dit wat jy inwandel, dit wat jy in jou liggaam doen. Dit wat jy in jou, hy sê, wat jy basically met jou lede op hierdie aarde doen. Wat doen jy op hierdie aarde? Wat moet jy doodmaak? Hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid. En wat noem hy dit alles? Wat afgode diens is. Wow! So as jy daai gedood gemaak het en jy hou nog steeds aan, maak nie saak hoe jy dit repackage nie. Jy dien nie vir God nie. Jy is besig met 'n ander God. Is nie hoe gevaarlik is dit om die Bybel net vinnig te wil lees? En sonder om dit in te neem wat hy vir jou sê. Dan gaan hy verder en sê, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle nog daarin geleef het. Kan jy dit hoor wat hy sê? Maar nou, moet julle dit ook alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het. En julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis, kyk hierso, na die beeld van sy skepper. Waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, skig, slaaf, vryman is nie, maar Christus is in almal. Bedoelende van, hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierendheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Gaan kyk na die vrug van die Gees byvoorbeeld. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Maar wat sê hy vir ons? Maak dood daai lede. Romeine 6. As jy daar oopmaak in Romeine 6, ek het nou gepraat van Romeine 6. Kom ons lees dit maar gou, Romeine 6. En Romeine 6 gee vir jou die hele opsomming van dit alles. Ek gaan dan laas lees vanaf vers 5. Romeine 6 vanaf vers 5 tot en met vers 18. Hy sê, want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, wat het die vorige gedeelte gesê? Ons moet aan hom gelykvormig is, na sy beeld. As ek saam met hom gekruisig is, nee. Hy sê, want as ons saam met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, hoe sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Hoor jy, as jy die sonde dien, is dit 'n keuse of is dit nie 'n keuse nie? Dis 'n keuse. En wat het hy gesê? Jy dien die sonde, so wat is dit? Afgode diens. Kan jy sien, sluit dit aan by die vorige gedeelte?
jy het nie 'n verhouding met die Here nie, daar sê hom Gys dit nou mooi. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. So as jy dit afgelê het, jy die ou mense, jy is geregverdig van die sonde, bedoel jou sonde is betaal. Dan gaan hy verder, hy sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Nou hoor mooi, as ons saam met Christus gesterf het, as ons die ou mens af laat sterf het, dan glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Nou wat sê Galasiërs 2? Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek in die vlees lewe, leef ek vir die Seun van God. Presies wat hy hierso sê. Hy sê, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Dan kom hy in vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees. As jy gehoorsaam is aan sonde, wat doen jy? Jy is besig met wat? Afgodediens. Tjoh, het jy dit al so gelees en so verstaan? Dit gee vir jou eintlik 'n bietjie 'n ander mentaliteit. Dan vra ek, waarvoor probeer ons verdedig waarvoor Jesus gesterf het? Dan gaan hy verder, hy sê, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God. So hy sê, moenie bereid wees om deur die sonde gebruik te word nie. Hy sê, as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as lewende werktuie van die geregtigheid in die diens van God, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Dan sê hy, nee, stellig nie. Weet julle nie aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is. Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Wat beteken jy diensbaar geword aan die geregtigheid? Jy het diensbaar geword, jy het aangemeld vir duty om te sê, Here, ek gaan in geregtigheid leef. Jesus het my vrygemaak, met my sonde betaal, hy het my vrygemaak van die sonde, daarom gaan ek vry van die sonde leef. Ek sterf daarvoor af. So waarvoor probeer ek verdedig waarvoor Jesus gesterf het en my van vrygemaak het? Waarom wil ek dit regverdig? Waarom wil ek dit verdedig? Waarom wil ek dit goed praat? Waarom wil ek dit net repackage in 'n ander package en dit in 'n ander pakket en iets anders te noem? Call a spade a spade. Ek moet met myself eerlik wees en vir myself sê, luister hierso, jy is besig om droog te maak. Jy is besig om iets te doen wat nie reg is nie, jy weet dit. Ja, ek weet, soms het jy 'n stryd. Ek verstaan dit. Daar is baie male 'n stryd wat mense het. Almal het stryd met iets in jou lewe waarmee jy struggle het. Maar genade, wil ek eintlik vir jou sê, as jy daai stryd het, en nooit die oorwinning kry, nooit vrykom van daai stryd nie, en dit hou al donker jare aan. Ek gaan dit 'n voorbeeld gee, jy het 'n stryd met welles, jy het 'n stryd met drank, jy het 'n stryd met hierdie sonde, met daai sonde, met dit, met dat, met woede, met aggressie, en dit hou net aan, en dit stop nie. Dan begin ek te vra, is dit regtig 'n stryd? Of is dit net, jy wil nie daarvan vrykom nie? Jy sê, want Jesus sal ons vrymaak. Hy sê, wie die Seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Ek het dan die keuse om weg te stap daarvan af. Ja, ek gaan 'n stryd pleeg, maar weet jy wat, die Here sal my die krag gee om daai stryd te oorwin. Partykeer vat dit tyd, ja, ek verstaan. Maar jy kan nie 'n stryd hê met iets en vir jare met daai stryd nou sit. En elke keer, is maar net my stryd, maar in die meantime geniet jy dit elke keer as jy dit doen.
Dis nie 'n stryd nie. Dis nie 'n stryd nie. Dis 'n keuse. En as ek nog probeer beskerm, wat God probeer kruisig, nou kom hier 'n ernstige vraag wat ek jou wil vra nou. Het ek dan werklik neergelê? Is ek dan werklik oorgegee? As ek verdedig waarvoor Jesus gesterf het. Kan ek dan werklik sê ek is oorgegee? Kan ek regtig dan sê I surrendered? Kan ek werklik dan sê ek leef nie meer nie, ek is gekruisig? Dit verander 'n bietjie die vraag. Verstaan jy hoekom ek vir jou gesê het, hierdie is 'n ernstige woord, is 'n konfronterende gedagte. Maar ons moet met onsself eerlik wees. En die tweede vraag wat ek jou wil vra, waarom voel ek dan nog dat ek my eie lewe besit? Hoor mooi wat ek vra, waarom voel ek nog dat ek my eie lewe besit? Weet jy wat is een van die grootste leuns wat die mensdom vandag glo? Ek sal God dien, ek sal oorgee vir die Here, ek sal die Here dien, maar ek bly in beheer. Dis my kondisie. Ek sal my lewe vir die Here gee, maar ek bly in beheer. Nee, kom man, waarvan praat jy nou? Kom ek verduidelik dit vir jou, gaan jy sien wat ek hier probeer sê. Ons doen dit. Ons doen dit. Wat beteken 'n oorgegewe lewe? As ek my lewe oorgegee het aan God. As jy, kom ek sê, jy besit iets. En, hoe gaan ek dit vir jou vroeg sê? Kom ek sê, 'n kar. Jy het nou 'n kar. Iemand kom by jou en hulle koop die kar by jou. En jy gee aan hulle die sleutels, jy gee aan hulle die papiere, jy gee aan hulle the change of ownership. Hulle gee vir die geld, jy gee vir die sleutels, jy gee vir die change of ownership, jy gee vir die kar se registrasiepapiere. Wie se kar is dit nog? Wie se kar is dit? Nou, oor 'n jaar kry jy daai persoon, daai kar is op sy naam geregistreer, hy het die kar op sy naam gaan sit, kar is betaal, elke die ding. 'n jaar later kry jy hom, hey, hoe kry jy my kar rond? Gee terug my kar. En as jy die kar sê, ja, is my kar hierdie, is my kar. Is dit jou kar? Is dit jou kar? Nou, dis die konsep wat hier. Hoekom voel ek nog dat ek my eie lewe besit? Ek sal God dien, maar ek bly in beheer. 'n Oorgegewe lewe beteken, ek besit nie meer my eie lewe nie. Hoor maar, hierdie is 'n baie groot ding wat ek vandag vir jou gaan sê. Hierdie ding is huge. Groter as wat jy besef. En ek wil vir jou sê, 99% van Christene vandag mis hierdie punt. Ek besit nie meer my toekoms nie. Hoor boy, ek besit nie meer my toekoms nie. My planne is nie heilige grond nie. My begeertes, my planne, my drome, my alles, is nie die alfa en omega nie. My drome, my planne, sit nie op die troontjie en regeer nie. En dit regeer nie my lewe nie. Dis wat 'n oorgegewe lewe beteken. Wat ek besit, is nie myne nie. Wat ek het, wat ek ontvang, is nie myne nie. My eie begeertes, my eie wil, my eie planne, die eie ek, is nie meer my eie nie. Dis nie meer myne nie. Nou die dag,
En dis eintlik hierdie gedagte, het my eintlik baie diep getref. Nou die dag op ons kerkgroep, toe post iemand 'n musiekvideo van 'n liedjie. En terwyl die liedjie speel, is awesome, ons almal ken daai liedjie en is 'n awesome liedjie. Terwyl die liedjie speel, toe dink ek hier by myself, pas ons dit regtig toe? Dit het my eintlik diep in die hart getref. Want dat ek besef, ons is maklik om te praat, maar om dit te doen is iets anders. Daar's 'n liedjie wat hulle sê, I want to live the way he wants me to live. Ken jy daai liedjie? I want to live the way he wants me to live. I want to give till there is no more to give. Ken jy daai liedjie? En ek luister dit, ek dink so by myself, I want to live the way he wants me to live. Leef ek regtig so? Leef ek regtig soos wat hy wil hê ek moet leef? Ek sê, I want to live the way he wants me to live. Doen ons dit? Of sê ek dit net? Hulle sing liedjie, I want to live the way he wants me to live. Doen ons dit of sê ons dit net? Pas ons dit toe? I want to give till there is no more to give. Doen ons dit? Of sê ons dit net? Jy sien, daar kom 'n verskil tussen om iets te sê en om iets te doen. I want to live the way he wants me to live. Doen ons dit? I want to give till there is no more to give. Dan kom jy, ja, in die kerk soek jy geld. Daai pastoor moet my nie weer dit vra nie. Hoor jy wat ek vir jou probeer sê? Maar ons sing nou net, I want to give till there is no more to give. Meneer, ek is honger, het jy vir my 'n brood? Nee. Gaan skillie drywe of doen net iets. Hoor jy wat ek vir jou probeer sê? Ek dink ons is almal skuldig. Ons sê, wat ons bely, wat ons sing, pas ons nie toe nie. En in elke song, I want to live the way he wants me to live. I want to give till there is no more to give. Okay, ek gaan doen dit. Nee. From. Nee, nie. Ons maak maar die Here. Doen ons dit werklik? Jy sien, dis 'n oorgewe lewe, ek besit nie myself nie. Die vraag is net, weet jy wat, Jesus vra nie net 'n verbetering nie. 'n oorgegewe lewe, 'n lewe wat oorgegee is aan Jesus, is nie 'n verbeteringsskool nie. Ek weet nie of daar nog verbeteringsskole is nie. Maar vroeër jare was daar verbeteringsskole. As jy droog gemaak het op skool en jy was balhoorig en jy droog gemaak, dan het hulle jou na 'n verbeteringsskool toe gestuur. En daai was nie, dit was bad. Dit was eintlik so 'n kindertronk geweest basically. En ek wil eintlik vir jou sê, Jesus vra nie met verbetering nie. En wat was die doel van die verbeteringsskool? Om te probeer om jou 'n ander mindset te gee, dat jy 'n bietjie 'n mindset change kry om 'n beter persoon te wees. Dis nie wat Jesus vir jou vra nie. Weet jy wat vra Jesus vir jou? Oordrag van eienaarskap. Hoor wat hy vir jou vra. Hy sê nie vir jou, ek het vir jou gesterf dat jy 'n beter mens kan wees nie. Hy sê, gee oor. Jy leef nie meer nie. Jou planne, jou drome, jou toekoms, jou wil, jou besittings, jou dit, jou geld, jou dit, jou tyd, jou alles, dis nie joune nie. Dis myne. Dis wat oorgegee, jy het eienaarskap oorgedra na God toe. Ja. Sien julle wat ek net gesê, die meerderheid van Christene mis hierdie punt. Wie besit my? Kan ek vir jou sê, as ons eerlik moet wees, ons hou vas aan die eie ek. Mag of op 2 Korintiërs hoofstuk 5 en ook Filippense 3. 2 Korintiërs 5 en Filippense 3. Weet jy hoe murmureer mense wanneer dit by 'n punt kom waar die Here
iets van hulle sal vra, of iets van hulle verwag. Ek sal hom dien solank dit vir my gerieflik is. Solank dit in my planne en in my skedule inpas. Solank dit net in my tyd inpas. Solank dit nie my tyd steel nie, solank dit nie in plek van my planne kom en in plek van my dinge kom of in plek van dit kom nie. Of as ek tyd het, sal ek dit en dit en dit. Solank ek net nie hoef op te offer nie, is ek gemaklik, dan sal ek Jesus dien. Solank dit my net niks kos nie, is dit fyn. Solank dit net nie iets van my vra nie, solank dit net nie iets van my verwag nie, dan is dit fyn. 2 Korintiërs hoofstuk 5, vanaf vers 14 tot daar so vers 17. 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 17. Hy sê, want die liefde van Christus dring ons. Wat beteken dit? Dit dryf ons, né? Omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Hoor wat hy sê hierso. Hy het vir jou gesterf, sodat jy vir hom kan leef. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Jy het 'n nuwe eienaar. Hoor mooi, jy het nie, dink gaan jou hond. As jy jou hond weggeef iemand, is dit nog steeds jou hond. Maar as daai hond weggegee word aan ander mense, wie's nou daai hond se baas? Die ander mense. So, aan wie behoort hy? Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Hy het 'n nuwe eienaar. Daai hond het 'n nuwe eienaar. Aan wie gaan daai hond nou moet submit? Aan sy eienaar. Filippense 3, vanaf vers 7 tot en met vers 10. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waar ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God, deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig raak. Hy het alles in sy, Paulus sê, ek het alles in my lewe as drek beskou. Dis nie met myne nie. Dis niks, ek het niks, ek besit niks, ek het niks, so vat, dit vat. Weet jy wat is my interessant, né? Ek gaan dit as 'n voorbeeld gebruik, om vir julle te illustreer. Dis iets simpels wat, ek het dit agtergekom, ruktig het ek het al vir julle gesê, dat ek kom agter, dat die Here is besig om kinders van die Here vry te maak van materialistiese goed. Aan goed wat kosbaar is, wat net om ons los te maak van hierdie goed. Sê, I owe nothing. Want hierdie wêreld is nie my wêreld nie. Jesus sê, moenie vir jou skat op hierdie aarde bymekaar maak nie. Maak vir jou skat in die hemel bymekaar. Nou, weet jy wat is my interessant? Nou, dit is vir my classic. Seker so 2 weke terug, was dit, wanneer die daai ding gebreek, was dit 2 weke terug. Is Eileen besig daar in die huis, nou, ek het 'n botteltjie parfuum, ek gaan nie goed sy naam noem nie, maar ek het 'n botteltjie parfuum. Nou, dit is my favourite van hulle almal, maar dit is net so klein botteltjie, maar dit is vrek duur. Julle weet wat kos die originals van Echo, dit is vrek duur. En, so jy spuit daai ding aan,
net om jou skoonma te impress en dan nooit weer nie. Jy weet, dis daai effek. En dan spuit jy net se liggies aan, jy weet. In elk geval, sy is nou besig, en is 'n splinternuwe botteltjie, eintlik, hy's vol, ek het hom een keer gebruik. En sy pak goeders in my kas, hy's bo my kas weggepak. En ek weet nie wat sy maak nie, maar sy kom al by my, kom maar die kamer, kyk, yes, maar hierdie kamer ruik lekker. Jy weet, en ek ruik daai reuk, ek sê, en sy van, hoorie so, ek het 'n ongelukkie gehad, ek sê, ek weet so, ek sê, hy het gebreek, nee. So ja, sy het op 'n ongeluk in die kas het gestamp, en toe val hy, en toe is alles, toe sien hy die boksie is nat, en toe alles, en toe die botteltjie gebreek, en alles het uitgeloop. En sy sê so van, ek is so jammer, en sy, en ek gaan vir jou aan die ene koop, en ek is van, relax, chill. Ja, dis baie geld gewees, ja, dis duur, ja, dit is waardevol, ja, dit was so, maar weet jy wat? So what? So what? Dit gaan nie 'n verskil maak, ek sal 'n ander ding gebruik. Daai kamer het vir 'n paar dae lekker geruik. Maar in elk geval, as ek daar inkom, jy weet, maar die punt is daarvan. Hoekom, ewe skielik op agter, waar jy in die verlede sê jy ongelukkig gewees het. Ja, hierdie ding was so die, ja, dit was baie geld, ja, dit is so kosbaar, ja, dit was dit. Hierdie was daf. As ek dit nie het nie, ek gaan dit nie mis nie. Jy verstaan wat ek vir jou sê. So, die punt is, ek het dit agtergekom, en dis eintlik wat by hulle dink het hierso. Hoe baie van ons kom basically op daai punt om te sê, Here, of wie van ons sal bereid wees om te sê, Here, maak my los. Ja, presies. Maak my los. Dis wat Paulus hier so sê, wat vir my wins was, het ek om Christus wil skade geag. Jy sê, dit wat ek in hierdie wêreld gejaag het, dit wat ek in hierdie wêreld gedoen het, bymekaar gemaak het, dit wat ek in hierdie wêreld wat my gedryf het, dit was nie meer vir my die Alfa en Omega nie. Wat vir my saak was, sê hy, was om Jesus te jaag. En nou wil ek jou die vraag vra, waarom onderhandel ons nog oor beheer? Waarom soek ek steeds my eie wil en leef vir myself as ek oorgegee moes wees aan Jesus? En kom ons wees nou maar eerlik, kinders van die Here vandag is nie vrygemaak nie. Hulle lewe nog vir hulle self, hulle lewe nog vir die wêreld, hulle leef nie meer oorgegee vir God nie. En hier kom die derde ding. Nou, hou vas jou stoel vir hierdie ene. Hoe kan ek dieselfde mens bly? Ek vra dit as ek oorgegee is, nee. Nou kom hier 'n kwaai vraag. Waarom is my geheime lewe nie so oorgegee soos my openbare lewe nie? Dink 'n bietjie oor daai ene na. Ek wil dit nou vir jou mooi in kunstenaars terms beskryf. Ek wil hê men uit hierdie perspektief kyk na 'n celebrity. Wie ook al. Weet jy, die kruis werk nie op verhoogligte nie. Daar waar 'n spotlight skyn nie. Dis nie waar die kruis regtig werk nie. Weet jy, as jy kyk na 'n celebrity vandag, is celebrity, as ek dit so kan noem, wat weet jy van daai mense? Jy weet wat jy sien op die verhoog, wat die spotlight uitwys. Jy weet wat die media sê. Jy weet wat die algemene publiek sê. Jy het jou indruk, jy het jou ding. Maar hoeveel van daai mense ken jy persoonlik? Hoeveel van hulle ken jy agter die gordyne? Ken jy agter die stage? Ek gaan 'n voorbeeld gee. Wie van julle ken dit is maar net 'n voorbeeld.
Wie kan ek as 'n voorbeeld gebruik wat baie bekend is? Wie sal opbegin? Okay, ek wil nou nie name uitsonder hierso nou nie, maar nou dink ek pik op hulle en ek doen nie. Maar wie ken vir Steve Hofmeyer? Wie van julle ken vir Steve Hofmeyer? Julle ken hom, né? Okay. Nou, hoeveel van julle ken Steve? As hy hierso kom, hoeveel van hulle ken hy? Van julle ken hy? Verstaan julle wat ek probeer sê? Die kruis werk nie op verhoogligte nie. Daar waar die spotlight skyn nie. Weet jy waar werk die kruis? Daar in die geheime plekke. Jy's in die plekke waar daar nie die spotlights is nie. Jy's in die plekke waar daar die lig nie is nie. En God word nie beïndruk deur 'n weergawe van jou wat die wêreld sien nie. Weet jy wat is die ergste van alles, of wat is die skerieste ding van alles? God sien jou en ken jou vir wie jy werklik is. Hy sien alles wat ander mense nie sien nie. Hy hoor alles wat ander mense nie hoor nie. Hy weet alles wat ander mense nie weet nie. Selfs jou naaste mense wat in jou familie is, wat hulle nie, die Here weet van alles van jou. En weet jy wat beteken 'n oorgegewe lewe? 'n Oorgegewe lewe is wanneer jy dieselfde mens is in die donker as wat jy is in die lig. As jou dag en jou nag dieselfde is. Nie wat die mense hier in die kerk jou sien nie. Nie wat die mense op social media van jou sien nie. Nie wat die mense rondom jou elke dag van jou sien, of 'n indruk het van jou. Ek wil 'n bietjie van die punte van sy tong en die kies vir die ou sê, vir julle almal wat my nou nie like nie. Nee. Ek beloof julle, leer my persoonlik, jy sal sien ek doen nie so bad nie, hoor. Maar die punt is net, wie is jy werklik? Wie is jy werklik? Weet jy iets, ons gaan eendag op 'n Israel toer. Ek dink julle was op julle toer gewees waar jy saam was. En ons vlieg uit Suid-Afrika uit, ons land daar so, ons kom in Ethiopië en van daar vlieg ons so Israel toe, en ons kom staan daar in die queue, om nou deur paspoortkontrole te gaan, om die visas te kry, en hier kom 2 agente uitgestap, en hulle vat 4 mense uit die groep uit, en hulle stap in die mense weg. En sê, wat gaan nou hier aan? Weet? En na so ruk, dan kom hulle terug, hulle sê vir ons, hoorie so, hulle word nie toegelaat in die land nie, hulle gaan hulle terug deporteer Suid-Afrika toe. En ons is van, hoekom, wat gaan aan? Hulle sê nee, die een het is vals paspoorte, vervalste ID's, valse paspoorte en sulke tipe goeders. Dit is, hulle het die facial recognition tegnologie goeders, en toe hulle van die vliegtuig afgekom, toe hulle die goeders hulle opgetel, en hulle goeders is vervals. Dus, nou, ek wil 'n voorbeeld vir jou gee. Hierdie persoon het nou 'n vals paspoort of 'n vals ID. Alhoewel hy die ID of die paspoort het, hy's 'n Suid-Afrikaner, né? Is die ID of die paspoort vervals. Sy identiteit was nie 'n Suid-Afrikaner nie. Maak dit sin wat ek probeer sê? Sy ware identiteit was iets anderste. Hy was 'n burger van 'n ander land. Dit was 'n vervalste paspoort. Die beeld wat hy vir almal gegee het, ek was 'n Suid-Afrikaner. Maar toe die check kom, toe word daar gesê, maar hierdie paspoort is vervals. En dis hoe baie Christene vandag is. Baie Christene vandag het 'n valse identiteit. Ek's 'n Christen. Ek's 'n kind van die Here. Ek is weergebore. Ek is oorgegee
Ek is bekeerd. Ek het my hart vir die Here gegee. Hoeveel Christene, hoeveel mense het jy al gehoor dit sê? Hoeveel keer het jy dit al gesê? Hoe lyk jou ware identiteit? Jy sien, God is die een wat die paspoortkontrole doen. Alhoewel jou paspoort kan sê, ek is 'n lidmaat van dit, ek het dit gedoen, ek het dit, daai ritueeltjie gaan, ek het hierdie gebedjie gebid, ek het daai ding gemaak, hier is my paspoort, ek is 'n Christen. Jeremia 17 vers 8, ja. Hier kom God en hy sê, niks is vir my verborge nie. Nog voor dat jy in jou moeder se skoot gevorm is, het ek jou geken. Ek weet wie jy is. Elke haar op jou hoof is getel. Ek het jou geken nog voordat jy bestaan het. Nog voordat jy in gedagtenis was. Nog voor tyd daar was, het ek jou al geken. Nou kom ons, die wêreld sien ons, maar wie sien God? Jy sien, ons kan onsself blaf. Ons kan onsself blaf. Is ek werklik oorgegee? Ek gaan sommer hierdie verse vir julle lees. Hebreërs 4 vers 12 en vers 13. Hoor wat sê hy hierso? Hy sê, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Ek wil vir jou sê, elke ding wat jy dink, elke ding wat jy in die donker en in die duister doen, elke ding wat jy in jou hart opbring, elke ding waarna jy kyk, elke ding waarna jy hoor, elke ding waarby jy betrokke, alles wat jy dink, nie gesien word nie, is oop en bloot voor die oë van die Here. En eendag gaan mense voor die troon staan en dan sê die boeke is geopend en die dode is geoordeel volgens wat in die boeke geskryf staan. Imagine jouself, en ek wil jou die vraag vra. Jy ken jouself wat jy in die donker doen. En jy verstaan wat ek bedoel van in die donker doen, waar niemand jou sien nie, as jy alleen is. Kom ons sê, hierdie skerm kan ons nou inplak in jou. En alles van jou hele lewe hierop uit openbaar maak. Wie van julle gaan in die toekoms staan om bereid te wees om dit te wys vir die mense vandag? Kom, ek soek gou kandidate. Wie's eerste in die lyn? Verstaan julle wat ek sê? Ek is eerlik met jou, as dit jou nie bang maak of laat dink, wow. As dit jou nie ruk om te sê, is ek genuine ernstig met God nie? Waarmee is ek besig? Hoe kan ek bely, ek's oorgegee? Hoe kan ek bely, ek's 'n kind van die Here? Het ek nie ook 'n vals paspoort nie? Is my paspoort nie ook vervals nie? Is my ID nie ook vervals nie? Onthou, wat sê vir ons? Ons het 'n nuwe identiteit. Ons is 'n nuwe skepsel. Toe ek in Christus gekom het, hy my 'n nuwe skepsel gemaak, ek het 'n nuwe identiteit gekry. Ek is nou die beeld van Christus. En ons leef maklik met die mentaliteit. Ons worry oor wat mense van ons dink. Maar niemand is bereid om dit te kom staan en te kom wys vir die wêreld nie. Ons worry oor wat mense gaan dink. Maar weet jy wat? Jy was bang om dit vir die mense nou te wys, maar weet jy wat? God weet dit. Hy sien dit. Hy weet dit. Iemand het eendag daar's 'n ding wat ek op my Facebook eendag gepost het van hierdie ou wat die woord probeer verkondig aan 'n persoon en die persoon haak af en sê, jy kan my nie oordeel, net God kan my oordeel. En hy sê, besef jy wat jy sê? Besef jy wat jy nou net gesê het? Wat weet Jesus van my wat ek nog probeer wegsteek? Wat sien hy wat ander nie sien of weet nie? Sien hy dalk iemand anders as wat ek voorgee ek is?
Nou wil ek vir jou nog 'n vraag vra. Ek is nog eers halfpad deur die preek nie, so ek hoop julle gaan nog maar geduldig wees. Waarom is ek nog so beskermend oor my regte? Weet jy wat, die kruis is nie 'n plek waar my sonde sterf nie. Dis 'n plek waar my regte sterf. Weet jy, dit is my interessant vir die kerk van Laodicense, die laaste kerk voor Jesus se koms. Wat beteken die kerk van Laodicense? Menseregte. Weet jy wat, ons het mos die reg. Ek het die reg om terug te slaan. Ek het die reg om altyd reg te wees. Ek het die reg om eerste te wees, om eerste te kom. Ek het die reg om nie te vergewe nie. Ek het die reg om vas te hou aan kwaad. Ek het die reg. Dis my reg. Christus, weet jy wat, Christus het net sy lewe gegee nie. Hy het nie net sy lewe neergelê nie. Hy het sy regte neergelê. Besef jy dit? Hy het sy regte neergelê. Daar in tyd van Getsemane, ek gaan sommer vir julle lees, Matteus 26, né? Matteus 26 al van vers 50 tot vers 54. Toe hulle Jesus gevange geneem het. En julle ken hierdie gedeeltes. Hier is nie onbekende gedeeltes, maar ek wil jy moet raak hoor wat ek vir jou probeer sê hierso. Hy het sy regte neergelê. Hulle kom om Jesus gevange te neem. En die volgende gebeur. Maar toe daar kom hy sê, toe Judas hom soen. Hulle sê Jesus sê vir hom, "Vriend, waarvoor is jy hier?" Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. En een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgestrek en sy swaard getrek en hy het die diensknegt van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, kyk net wat gebeur hier, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem sal deur die swaard vergaan. Kyk wat sê vers 53, hy sê, of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioen van engele beskikbaar sal stel nie? Hoe sou die skrifte dan vervul word as dit so moet gebeur? Hy het sy eie reg neergelê. Hy het die reg gehad om die engele te roep. Hy het die reg gehad om homself te verdedig. Hy het die reg gehad in 1 Petrus, in Filippense 2, maak gou vir my oop in Filippense 2. Filippense hoofstuk 2. Hy het sy regte neergelê. Hy het nie sy regte opgeneem nie. Filippense 2, en dan gaan lees daar vanaf vers 5 tot en met vers 15. Hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees. Filippense 2 vers 5 tot 15. Hierdie gesindheid moet in julle wees. Hoor wat sê, hierdie gesindheid, wat is dit? Hierdie karakter moet in jou wees. Wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hoekom? Want Jesus was God. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelykvormig te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Hy sê vir ons eintlik, Jesus het sy regte neergelê. En hy was soos 'n lig wat geskyn het in die wêreld, en dis wat ek en jy moet wees. Jesus het sy regte neergelê. En ek en jy moet aan hom gelykvormig wees. Waarom hou ek nog so styf vas aan myne, my seer kry, my verlede, dit wat aan my gedoen is, dit wat van my ontneem is? Ek. My regte is my reg, dis my dit, is my wil, is my begeertes. Dis my reg. Is ek nie veronderstel om aan Jesus gelykvormig te wees in alle aspekte van my lewe nie?
Hoe sou Jesus die mense hanteer het wat my te nagekom het, as dit aan hom gedoen was? Hoe sou Jesus opgetree het as daar teen hom onregverdig opgetree was? Wat het hy gedoen in die kruis? Vader, vergewe hulle. Gaan lees Matteus 5. Julle huiswerk is Matteus 5 en Matteus 6. En nou wil ek 'n baie ernstige vraag vra. Luister baie mooi. Waarom is daar so min van Jesus oor nadat mense my ontmoet het? Hoor my wat ek vra. Waarom is daar so min van Jesus oor nadat mense my ontmoet het? Wat ek daarby bedoel is, mense moet jou nie bewonder van buite af hoe groot kind van God jy lyk om te wees nie. Weet jy wat moet gebeur? Die hele doel van 'n oorgegewe lewe is dat mense Jesus sien in jou. Dat hulle jou nie raak sien nie, dat hulle Jesus in jou raak sien. En daarom vra ek, waarom is daar so min van Jesus oor, nadat mense my ontmoet het? So die vraag is eintlik, of die stelling wat ek probeer maak, as ek veronderstel is om die beeld van Christus vir mense te wees, wanneer ek met mense te doen kry, hulle stap van my af weg. Waarom het hulle Henko beleef en nie Jesus nie? Maak het sin wat ek probeer sê. Waarom het hulle Henko beleef en nie Jesus nie? Is ek nie veronderstel om die beeld van Jesus te wees? Is nie veronderstel om Jesus in my, as hulle wegstap van my af om te sê, wow, hy is werklik 'n kind van die Here. Wow, dit voel of die Here met my gepraat het. Maak het sin wat ek vir jou sê. En ek dink ons as Christene is baie skuldig aan hierdie ene. Die hele doel van 'n oorgegewe lewe is dat ek en jy die lig kan wees in hierdie wêreld wat skyn in hierdie wêreld. Dis hoekom Jesus gesê het, laat jou lig in hierdie wêreld skyn. Moenie jou lig onder 'n maatemmer sit nie. 'n Lig moet skyn in die duisternis. Jy is sy getuigskrif. Jy is sy beeld, jy is sy verteenwoordiger op hierdie aarde. Wanneer Christus in my leef en deur my leef, raak die eie ek minder. Sy woorde is my woorde, sy dade is my dade, sy gedagtes is my gedagtes, sy optrede is my optrede. My houding is sy houding. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Sy houding is myne, vice versa. Christus se karakter is my karakter, sy mentaliteit, sy denkwyse is my denkwyse. Alles begin hom uitdra na buite. Maak dit sin wat ek sê? Alles begin hom uit te dra. Nie myself nie. Maar nou vra ek die vraag, as ons werklik oorgegee is, waarom bly so min van Jesus oor as mense van my wegstap? Hoekom het hulle so min van Jesus gehad toe hulle weggestap het van my af? Dat hulle meer van my beleef het en minder van Jesus. Maak die vraag nou meer sin. Maak gou vir my pas in 2 Korintiërs 3 en ook 1 Johannes 2. 2 Korintiërs 3 en 1 Johannes 2, ons is amper klaar julle. Ek weet ek breek bietjie lank, maar hierdie is belangrik. Hierdie is eintlik iets baie dieper. Die Here wil ons iets leer. Die Here praat met my en met jou. Hy's besig om ons voor te berei. Hy's besig om vir ons te sê, hey, die bruid moet in gereedheid kom. Die olie is nie daar nie. Die olie moet in die lamp kom. En hierdie is, as ons eerlik moet wees, so ver die goed wat ek hier genoem het, en ek gaan nie oor die hoeveel hand op het steek, dan gaan hulle weer vir jou skinder, moenie. Die punt is net, as jy nou eerlik met jouself moet wees, hoeveel van hierdie goed is jy aanskuldig vanmôre? En hoeveel van hierdie goed is ek aanskuldig, en hoeveel is jy aanskuldig? Kom ons wees nou eerlik. En raai wat? Dis die goed wat saak maak. Dis die goed wat saak maak.
Hoekom wil ek bely ek is 'n Christen, maar ek leef nie so nie? I want to live the way He wants me to live, but I don't do it. I want to give till there is no more to give, maar ek doen dit nie. Wat help dit dan? Gaan verder, hy sê so, 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Jy sien, ek en jy is veronderstel om verander te word, dag na dag. In 1 Johannes 2, 1 Johannes hoofstuk 2, 1 Johannes 2 vers 5 en 6, hy sê, want elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Ek gaan dit weer lees. Hy wat sê dat hy in hom bly, stop het gou daar. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Eina. Hy wat sê dat hy in hom bly. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Ja. Sit gou julle 2 versies by mekaar. As Christus in my leef, waarom sien mense hoofsaaklik nog vir my? As mense wegstap van my af, as mense wegstap van jou af, met wie sal hulle sê het hulle te doen gekry? Galasiërs 2 vers 20 sê nie net vir ons, ek het Jesus by my lewe gevoeg nie. Weet jy wat sê hy? Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Die evangelie is nie, Jesus maak jou net 'n beter weergawe van jouself nie. Weet jy wat is die evangelie? Jesus word jou lewe. Hy word die een waaroor jou lewe gaan. As jy jouself die volgende moet vra, wat sal die antwoord wees? En ek wil jou hê, jy moet hierdie vraag mooi oordink. Jy het eenmaal by die kruis gekniel, waar jy jou lewe oorgegee het vir die Here. Wat het werklik daar gebly, toe jy daar opgestaan het? Wie het daar gebly, toe jy daar opgestaan het? Is jy seker die ou mense daar gebly? Ek vra, toe jy dag daar gekniel het, jou hart vir die Here gegee het, wie of wat het daar agter gebly en wie het opgestaan? As jy werklik jou lewe neergelê het, as jy werklik jou lewe oorgegee het, hoe kan jy dan nog dieselfde bly? Waarom sal ek dan nie verander nie? Jy kan nie dieselfde mens wees nie. Ek het nou gesing, en ek het vir julle gesê, let op wat hy so sing, toe ek heilig gesing van, when I lay my Isaac down, to say that it's not your Isaac that he wants you. God soek nie net nog 'n belofte van jou af nie. Hy soek nie net nog 'n emosionele oomblik nie. Hy soek nie net nog 'n Sondag nie. Hy soek nie net 'n dagbesoekie nie. Hy soek jou. Hy wil jou besit. Hy wil jou eienaar wees. Hy wil die een wees waaroor jou lewe gaan. Jy moet die eienaarskap aan hom oorgee. En wanneer Jesus werklik in jou leef, weet jy wat is die awesome ding? Verandering is nie iets wat ek probeer doen nie. Dit word iets wat nie meer gekeer kan word nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. As Christus, as ek werklik oorgegee is en Christus leef in my, ek gaan nie probeer iets doen nie. Dit gaan nie oor om beter te probeer wees nie. Weet jy, ek gaan dan vir jou sê, dit word iets wat nie meer gekeer kan word nie. Dit gebeur outomaties, dit is 'n uitvloeisel van Christus leef deur my. Maak dit sin wat ek probeer sê.
ek gaan nie try om vir hom te leef nie, ek gaan vir hom leef. Want hy is my lewe. Ek wil afsluit by 2 Korintiërs hoofstuk 5, jy kan so lank oopmaak daar, 2 Korintiërs hoofstuk 5. Maar, is jy nog dieselfde mens? Na die kruis? Of is jy nog dieselfde mens voor die kruis? Wie is jy vandag? Wie is jy vandag? Jy wat sê, ja, ek is met Christus gekruisig. Watter mens is jy? Die een na die kruis? Of die een voor die een? Mooi dink wat ek jou vra. Wie is jy werklik? Hoor wat ek vra? Ek vra nie wie is jy veronderstel om te wees nie. Ek vra wie is jy? Vra jouself werklik, wie is ek werklik? Ek wat sê, ek is met Christus gekruisig. Is ek die mens voor die kruis, of is ek die mens na die kruis? Wie het ek geword? Wie is ek? Wie is ek nou? En as jy sê, ek is die een voor die kruis, dan kan dit nie verander nie. Weet jy wat? Genade is daar. Hy sê, kom na my toe, dat ek en jy die saak uitmaak. Ek sal jou wit was soos wol en soos sneeu. As jou sondes bely, ek is getrou regverdig, ek sal jou nuut maak. Kom na my toe. Het is nie te laat nie. Het is nie te laat nie. As jy ontnigtering het en besef, Here, ek het gedink, ek het my lewe oorgegee, maar ek het nie. Wel, jy kan dit nog steeds doen. Niks keer jou nie. Jy is nog hier. Die Here wag vir jou. Ek wil afsluit met 2 Korintiërs hoofstuk 5, daar vanaf vers 14 tot vers 21. 2 Korintiërs 5 vers 14, want die liefde van Christus dring ons. Weet jy wat, God het jou so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun vir jou gegee het. Hy sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy vir almal gesterwe, sodat die wat hulle lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Hoor jy wat hy sê? Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Jy sien meer die ou mens nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles het geword. Hy sê, weet jy wat, jy het dalk in die vlees gewandel. Maar weet jy wat? Na die kruis wandel jy deur die Gees. Hy sê, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus in ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met hom versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken en die woord van die versoening wat aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, dat julle met God versoen. Ek bid jou, ek vra jou, ek smeek jou, laat jou met God versoen. Hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hoor jy wat hy vir jou sê? Hy het hom wat geen sonde geken het nie, Jesus, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van hom. Hy het hom sonde gemaak, dat ek en jy geregverdig kan wees, dat ek en jy in hom gelykvormig kan wees. Hy sê, en ek pleit by jou, ek bid julle om Christus wil, ek soebat julle, laat julle met God versoen. Bedoelende, kom terug, gee jou lewe oor. En ek wil vanmôre vir jou dit vra. Is jy ernstig met die Here? Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees.